The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Welkom by die bruilofees van Rut en Samuel. En haar kinders uit Nazareth. Vriende, sit gerustig en geniet die fees saam met ons. Sing unto your new song. Sing unto your new song. Sing unto your bird. Sing unto your new song. Sing unto your bird. Sing unto your new. Ja, Philippus, een van Johannes se manne, is ook nou 'n volgeling van Jesus. Mense, ontmoet vir Jesus. Vriende, Jesus kom uit Nazareth. Hy kom ons uit Nazareth. Dat kan niks goed uit Nazareth kom. Verseker nie. Kelder, kry vir ons gaste 'n bietjie wyn. For always right, waiting to be praised, always right, waiting to be praised. And the spirit of Yahweh is in my heart, I will sing and say.
Dit kan nie wees nie. Daar moet nog wyn in die kanne wees. Dit is 'n ontsettende Waarom vra maar dit my? Dit was niks vir my te doen nie. My tyd het nog nie gekom nie. Maar as jy kyk nou kom jy kan jy gaan nie ons. Kelder, wat het gelyk jy sê? Maak asseblief hierdie kanne vol water. Dat is maar. Ons moet maar baie laat kry vir gewas. Manne, dit lyk my dis 'n nuwe voorraad by. Dis maar Samuel. Dit is die lekkerste wat ek nog gehad het. Die fees sal by daai kom. Wat is die beste by nou eers? Manne, hier laat die mense daar op hoogte is. Waar het jy my gedaan? Hierdie is nie die bruidegom se wyn nie. Dit kom van die waswater wat so klip karre gegooi het. Ek verseker dat die bruidegom het ekstra wyn as die badjagers weggestuur. Waar het die kan gesê? Ek self dat Jesus hulle gesê het en hulle gaan doen. Johannes, wag. Wat doen jy nou dat jy waswater in hierdie lekker wyn verander het? Is er nou nie net God wat water in wyn kan verander nie? Is Jesus nou die seun van God? Wat gaan nie nou dat kom is? Manne, wag. Met nou wil hulle wat daar is in die pad. Daar was mos so 'n stem in die lug nie. Ek dog ek het self as smaak van julle dit moet hoor. 'n Stem wat sê, dit is my seun. Kan dit reg wees dat Jesus die seun van God kan wees? Vriende, wag nou. Kom ons geniet julle die fees saam. Voor ons reis na Jerusalem vir die Paasfees. Weet jy wat vermoed dat hy Johannes die doop op hulp moet geraak het? Daar is die land van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Klik vir my, julle was daar by die Jordaan. Om Johannes se doop te kom ondervra. Het hy julle opgedoop? Verdoop me dan, Pilaf. Ek hoor duisende mense stroom saam om gedoop te word. Nicodemus, ons is nie soos die duisende. Jy weet ons lewe volgens die wet. Ons het niks meer of niks minder nodig. Ek wonder daar. Sommige mense sê hy is 'n profeet, soos Moses of Elia. Wat denk julle van hom? Van sy prediking? Nicodemus, ons wil nie van sy prediking nie, maar wel met sy radikale inspraak. Hy tot die wag vir die Herodes wat ons sê om met die Bybel wat met die Herodes. Ja, en ons het geskel as slange. Elkeen is in skyn heilig. Ek sê julle, profeet of nie profeet.
Maar Johannes die Doper is verseker nie die Messias. Nee, daar is nog iemand veel meer as hy. Ja, 'n sekere Jesus van Nazareth. ja, sy volgelinge sê dat hulle die Messias gevind. Christus, die Seun van God. En hulle sê, hy woon hier tussen ons. Here, wat ons wil een ding baie duidelik kry. Daar is geen seun van God hier tussen ons nie. Die ryk wat Dawid vir ons gestel word. Weet dit nie. Sien julle wie hy tussen ons? Hy moet klop voor die Messias kom. Die wet van Moses is 'n moeilike wet vir die mens. Maar Johannes vra om die wet goed te hou en om na te volg. Maar Jesus sê het 'n totaal ander boodskap en 'n invalshoek. Hy praat van vergifnis en liefde. Het 'n totaal ander benadering. Hier Jesus, die werklike Messias is, sal hy homself moet bewys. Hy sal elke ander titel van die wet moet nageef. Elke Jood se belange op die hart dra. Ons verlos van die Romeine, Jerusalem sal weer vry wees. En wie is jy om die mense uit die tempel te jaag? Het God die Vader jou dalk die reg gegee? Kan jy nie sien dat hulle die mense help? Elke pelgrim kan tog sy eie diere saambring tot in die tempel nie? Ja, en hulle moet net help, hulle geld nie kon wissel, sodat hulle die tempelbelasting kan betaal. Ons kan toch nie die geld met die keizer se beeld opvat nie. Die huis van my vader is 'n plek vir aanbidding. Dit is geen romersnesie. Julle sit net hierso en wissel geld om julle boekering te maak. Waar moet die ongelowiges aanbid? As julle hierdie net sit en smik, ons hulle gebede vir julle van minder belang. Die hoofpriester het toestemming gegee dat hulle hulle goed hier mag verkoop, sodat ons ook 'n extraatjie kan kry vir die tempelbelasting. Nee, ek weet nie dit moet so lief soos Jesus nie. Johannes, ek word nou ook kwaad vir hierdie geleerde meneer. Julle gee tyd om wie hulle of aanbid word hier. Ek kom na agter is net hier om laaste boskouers te laai met julle belasting. Hier is 'n slag op profete in ons kant van die armes. Dis die groot profete van Israel. Weer gaan hom sy stem in Israel. En hulle het nie wil. God spreek 'n oordeel oor julle. Manne, weet julle wat? God is aan die werk, manne. Ek kan voel met op hierde, manne. Hy sal beslis 'n wonderwerk of twee moet verrig om ons oortuig dat hy meer gesag het oor hierdie tempel as die priesterhoofde en hulle amptenare. Breek dan hierdie tempel af. En ek sal vir julle in 3 dae weer opbou. Ekskuus meneer. Meneer, ons bou al 46 jaar aan hierdie tempel. Ons bou nog steeds. Dink jy regtig jy kan hom in 3 dae opbou? Nooit.
bijna. Robbie. Ik wil met jou praten. Wat is het? Ik moet wel voorzichtig wezen. Want hulle daar, die collega's is teer nu bekend. Ik weet echt dat hier een leermeester is wat eraf opkomt. Om die volk te leren. Die hoogtekens wat ik doe, kan geen mens doen. Als God om jullie mag geven. Johannes zei, u zal die zondes van die wereld wegnemen. Hij zei, u zal niet met water dood, maar met de Heilige Geest. Ik versta niet. Nicodemus, as jy nie weer gebore word nie, sal jy nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Rabbi, hoe is het mogelijk dat ik opnieuw geboren word als een klein babetje? Jy moet nie deur die mens gebore te word nie. Jy moet deur die Gees gebore word. Geest, niet in onderhouding van die wet niet. Nee, God se Heilige Gees skenk nuwe lewe as 'n gawe van die hemel. Geen siekte, dood of vyand kan van jou wegvat. Rabbi, ik versta uw glad. Nicodemus, jy is 'n bekende leermeester van Israel. En jy verstaan dit nie? Hoe sal jy nog ooit die onsinnige dinge kan glo? As jy nie eers kan glo die dinge wat jy die wonderwerke in jou oë kan sien. Kyk eerder na wat ek doen. Wat sal dan om die krag ek te doen? Johannes, Jacob se put of nie. Neem my nie meer die Samaritane nie. Geen Jood of hier, ons sy bevolkse land nie. Ag man Jakobus, jy weet ook net alles fout. Die mense wat bedoel het op aardplek as ons, dis al. Nee, Johannes, wacht. Hulle het ons volk en ons godsdienst verraai in ons land. Ek neem my nie met die Samaritane nie. Ek koop hulle nie. Ek roep die weer terug. Ag man Jakobus, moet sit. Jy moet kwik jou huis hou nie. Kom, ons gaan so daar kyk, as ek krag te eet man. Vergaan. Ek verlang ek net nie in 'n Samaritaan vasloop nie. Jakobus, dit is 12 uur in die middag en is bloedig warm. Almal lê onder die boom en rus. Almal behalwe ons. Weet jy hoekom? Omdat hulle nie so dom is as ons. Kom, Jakobus. Ek beloof jou, jy sal hier in Samaritaan.
Mevrou, kan jy vir my water skiep asseblief? Mevrouw Blij, die witse man, vir my, om vir jou water te skep. Ons is ons vuil en onrein. Nee, dat is ek verkeerd. Mevrou, as jy geweet het wie voor jou staan, sou jy nou vir lewende water gevra het, en ek sou dit vir jou gegee het. Waar sou jy dit vandaan kry? Kyk nie eens 'n skepting nie. Buitendien, hierdie put is 30 meter diep. En ons voorvader Jakob het hierdie put gegrawe. Kan jy dit doen? Mevrou, almal wat van hierdie water drink, kry weer dors. Die water wat ek gee, is lewende water, wat soos 'n fontein in jou voortdurend opborrel. As jy daarvan drink, sal jy nooit weer dors raak nie. Maar meneer, gee vir my vandag die water. Die pad wat ek elke dag moet stap is so ver. En die son is warm. En dan kan ons nooit weer van water skep. Ek kry hom man, en bring hom hierheen. Ek het nie hom. Jy is reg. Jy het reeds 5 gehad, en die een waarmee jy nou saamwoon, is ook nie jou man nie. Meneer, ek sien dat jy verseker. Ons voorvaders het op hierdie wêreld aangekom. Maar julle sê, ons moet in Jerusalem aankom. Wat sê jy? Mevrou, daar kom 'n tyd, dat dit nie nodig sal wees om of op hierdie wêreld, of in Jerusalem te aanbid nie. Die ware aanbidder sal nie stry oor 'n tyd of plek nie. Die Vader wil juis hê dat ons hom in die waarheid en die gees moet aanbid. Hier dan die Messias die goed volgens. Die groot Messias, die soos Moses. En wanneer hy kom, dan sal ons alles verstaan. Alles verstaan. Mevrou, kyk na my. Dis ek. Ek wat met jou praat. Verlosser, raad. Jy het gekom, ek gaan op die ander. Ek gaan hulle roep. Ek gaan hulle roep. Wat het jy gesê? Wat het jy gesien? Dat is niet net als Amerikaan met die puttie, maar als Amerikaanse vrouw. Die krijgt van die dag in Jezus te Abraham gebracht. Wij willen haar ook zeker opvallen van jou maken. Ah, ik weet er niet meer slechte vrouwen zien. Ah, kom. Jacobus, sien wat die donder. Kan jy nie sien? Hierdie arme vrou weg en ja. Hey, Jacobus, ons ry gewoon net iets eet, dan gaan ons weer op ons pad. Toe, sit nou. Hou jou mond. Ek wil bloed. Ek het nie so om te eet, waarvan Ja, als ik er naar die kruisje was. nee, Jacobus, my voedsel is my werk te voltooi van hom wat my gestuur het. Ja, kijk, die kan ik antwoorden. Dat kan ik niet nog. Hier is die Messias, kom, maak my vry. Ek nooit 'n vriende om 2 dae by ons te kom voorstaan. Wat heb je nou gezien? Zie je? Ik zit nu mijn voeten in de Amerikaanse ijsthee. Jacobus, kyk daar na die landerye. Hulle is spierwit van die oes. Wie gaan die oes inbring, as julle dit nie doen? Rabbi, ons is doodgewone vissermanne. Ons trotseer die storms oor die see dat nie. Maar van mense weet ons niks van. Maar ook met die ons wys wat ons is. Ons verstaan nie wat we doen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care
here to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, or you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I am yours. Jesus van Nazareth, maak my moeder. Hy het al weer die Saterdag omwender. Hy weet net so goed soos ek, wat ons op die Saterdag mag doen. Maar nee, hy het jou lamme, daar by die dood van Bethesda, en hy laat opstaan, en word ons in die wet wat raak. Die man dink te veel van homself. Kantig, seun van God. Vertel die skare dat hy is die brood van die lewe. Hy is nie vir Josef en Maria van Nazareth se seun, man. Nee, had ons nou baie mooi verstaan. Hy is geen seun van God die tussen ons nie. Hy kan die brood van die lewe wees of die lewende fontein. Hy kan wees net wat hy wil. Een ding sê ek julle, die man bedreig ons. Selfs die tempel wagterloop al agter hom aan. Dis net 'n spel arroganse en seker dat hom kom. Ek glo nie dat kels die Joodse raad wat agter hom aanloop. Of is dan die Nicodemus? Rabbi, die arme blinde man wag seker vir u. Rabbi, dis wat ek dis net iemand doodgebore is. Dat hy ons ouers sien. Dit is niemand se skuld nie, Johannes. Hy is blind vir die werk wat God in hom doen. Deur almal gesien kan word. Dis van Boderaan. Kyk, jy sê dan blind man se oë. Hoe kan 'n arme man nou kan sien? Dan was jy oor die bad van Siloam. Ek is die lig van die wêreld. Ek het gekom sodat die wat blind is kan sien en die wat kan sien kan blind word. Ek kan sien, ek kan sien, ek kan werklik sien. Like a hero takes the stage when
gesprek as ons nie met mekaar kan saamstem nie. Of hoe bekend van julle ook al te kom. Ek glo hom. Ek kon nie sien nie. En nou kan ek. Ek glo, hy is die Messias. Hy is die profeet. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Het julle gesien wat die man Jesus alles gedoen het? Het julle gehoor wat hy alles verkondig? Ja, die nuutste is dat hy het eers met Vader. Het julle al van sulke godslaster gehoor? Ek stem nie saam met julle nie. Omdat ek vir julle vertel van my broer Lazarus se opwekking. Ek was by gewees. Hy was 4 dae in die graf. En al wat Jesus gesê het, is ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al het hy ook gesterf. Dis die waarheid. Ek het homself gehoor. Hy het in 'n harde stem vir Lazarus geroep. En hy het hom opgewek. En hy was in doeke toegedraai en het hy opgestaan. Dis die waarheid. Hy het gesê, dit moes gebeur het, sodat die mag van God geopenbaar kon word. Welklik salig is ons wat dit gesien het. Want ons glo ook nou in hom. Dit is duidelik dat die van die volk verlei. Hy doen nie een wonderteken na die ander. Die twee swaar vir ons plat die bekostig voor die Romeine. Ag, broers, dit verstom my dat hulle so kortsagtig kan wees. Die verdeeldheid is klaar daar. Die skade is gedoen. Niemand sal leer van 'n tempel sy. Julle gaan sonder werk zijn. Maar die volk gaan in opstand komen. Die Romeine gaan ons verwoes. Wat stel jy voor wat ons doen? Hy was direk. So maak hom dood. Ons kan hom nie doodmaak nie. Dit is net die Romeine wat ons kan beleg en veroordeel. Ons kan dit nie doen nie. Here, vir ons bevoorregte Jode is dit baie beter dat een man vir die volk sal sterf, as wat hele nasie verlore sal gaan. Ek, Caiaphas, verklaar hom voelvry. Waarom? En broers!
Het julle gehoor? Jesus en sy disippels, hulle het gaan rus by die woestyn van Efraim. Ek daag enige van julle uit om te gaan haal. Wie sien kans? En jy van jou stille beroep, sy volgende sal die hele fees opdra. Daarom waag ek dit om na die fees toe te kom. Die Messias, vol vry. Hoeveel stikkels dink julle sal hulle my betaal, as ek hom oorgee? Man, ons moes hom op daai tyd en nou steeds van die kraans afgestamp het. Dat hy beloof, hy gaan die vingers van my laat. Dis toe vir net. Ek daag julle almal uit, dat die een met 'n skoon gewete die eerste klip na Jesus gegooi. Dit weer die ene soos die skrifgeleerders en fariseërs wat vermaak wat hulle wou. En wat dink dat hulle sonder sondes is, asof julle en hulle elke moord doodgaan tikkel van die wet onderhou. Ek sê vir julle, daai man het geen sonde gedoen. Hy is nie skuldig nie. Hy het my vrygespreek. Hy het my gesê, gaan en moenie verder sondig nie. Ek glo hom. Glo julle dit? Julle moet dit glo. Moenie aan hom raak nie. Los hom uit. Ja. Die mense wat die dorp, het my hande, het my voete geboei. En my dit tussen kragtes laat slaan. Daar was 1000 duivels in my. Maar hy het my daar. En ek glo dit. Ek glo dit. Dis jy! Dis jy! Dis jou die heilige wat hy het opvat. Hey! Wat doen jy? As julle nie weet wat wie Jesus is nie, waarom vra julle hom nie skerp? Ons verstaan ook nie soms wie hy is. Waarom hy dinge doen nie? Maar die kan ek vir julle sê, hy is 'n besondere leermeester van God. Luister 'n bietjie na die woorde wat hy doen. Woorde wat hy sê, die dade wat hy doen. En ek wil self gesê, hy sal dit is 'n vriend en familie kom uitbring tussen ons. En in plaas van om met chippen te gooi, is het een daar in Fariseërs op mijn plek. En dan nooit zo'n vreemde bijleven gehad. Vriende, ek hoor julle verwys na die oproer vir die tempel. Wie sê die mens? Dis 'n seën van die mens. Eerste. Party sê dat die Johannes die doper is. Hy sê dit is nie. Ander sê, u is Elia. Die profeet Maleagi het gesê, Elia sal terugkeer oor die volleinde verdwyn. Is jy dan Elia? Nee, sir. Die woord kom maar nie op baie mense so word. Die woorde is so anders as sy heiligheid. Mense sê jy is iemand wat hulle moet profeet. Maar julle, wie sê julle is ek? Eerste, ek is beslis nie u is. U is Christus, seun van die lewende God. U is ons Messias, seun van Dawid. Gelukkig is jy Simon, seun van Jona. My Vader het aan jou geopenbaar. Op jou belydenis sal ek 'n kerk bou. Die geld sal dit nie vergeldig nie. Eerste, wat beteken alles? Verstaan jy wat ek bedoel? Petrus, omdat jy my ken, dra jy van nou af sleutels in die koninkryk van God. Eerste, wat moet ek daarmee doen? My man is stil. Ek sal gou duidelik hoor wat met my gaan gebeur. En by die Vader van julle vandag. Kom manne, kom vriende. Ons moet fees vier. Jy Sion, jubel Jerusalem. Jy van my so vriend, as jy my vriend groet,
so self-forsaken. Met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees. As jy voor jou tref, dan steel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon het nooit verstaan nie, ek moes die antwoord hê, en toe hoor ek jou sê. My va's die drome van die Here al die leer, en kom wat die val, ek sal dit nooit vergeet. My liefde kan bly, die berge kan val, ek gesê, ek voorsien en ek sal. Ek die komste kan jou maak my lus, my lewe is Christus, self die grote sintens. En net soos ek wou, nie dit sê ek jou nou, my va's die koning van God. Ek wens het was jy, maar ek's net 'n gewone ou. Dit kom so onregverdig, om 'n koele het, vir wie het daar gesê. Toe jy my genooi, jy sê kom luister dan mooi, hoe kan jy toch so gauw vergeet? Ons is minder erfgename, en toe ek my kon kry, toe sê jy vir my, jou va's die drome van heel al die leer, en kom maar die gauw, jy moet dit nooit vergeet. Obligados en amor, obligados, Deus divides, obligados en amor, Het is daarom een mooi vertrek die wat Judas voor ons krijgt voor het feestmaal aan. Ja, maar wat is nog dat ons goed te gaan op kompas? Judas, het jij niet meer een slaappunt gereden om spoeden te wassen? Kom maar Judas, dat is alright. Jacobus is bij ons, hij is de jongste, hij zal ons goed te wassen. Ik heb een raadje. Iemand was in de kompas, ik ga dit niet. Jared, pak ik mij goed op wat? Wat ek nou doen, sal julle net later verstaan. Jared, ik ga niet in de eeuwigheid bijvoeten wassen. Ik weier, het is een slaafse werk. Petrus, as ek jou nie blou was sien, het jy nie deel aan my nie. Maar Jared, kan u niet eerder mijn handen op mijn gezicht wassen? Dit is nie nodig, Petrus. Hy wat klaar is wat dit is heeltemal skoon. Hy hoef niks meer as net sy voete te was. Ongelukkig is almal nie skoon nie.
Bianca, ek het nou heeltemal te mekaar. Verstaan julle wat ek nou gedoen het? Nee, ons verstaan nie wat jy nou gedoen het. Die waar jy die tradisie so omver en gooi. Julle noem my julle leermeester. En dit is reg so. Ek is dit. As ek julle leermeester julle voete was, moet julle ook mekaar se voete was. Bedoel Rabbi dat ek weet ek sien ek moet ook gaan was. Dis presies wat ek bedoel, Marius. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar. Ek as leerder is ook nie belangriker as die wat hom gestuur het. Petrus, kan jy asseblief ons bid van die Paasmaaltyd? Soos julle weet, sê Moses vir ons baie duidelik wat op hierdie aand moet gebeur. Ons moet dit vier, omdat dit 'n teken van die Heilige God is, waarmee hy ons wil herinner. Baie jare terug, ons voorvaders uit die slawerny van Egypte bevry het. Waarom herinner die Pasgalaat? Dit herinner ons daaraan. Die woord in die huise van die tradisie. Oorgeslaan door die Egyptenaar op die woordstraat. En as ons hierdie ongesuurde brood eet, waarom herinner dit ons? Petrus, dit herinner ons daaraan dat daar nie genoeg tyd was vir die deel om te reis. Soos ons voorvaders moes terug. En as ons hierdie bitter krye gebruik, waarom herinner dit ons? Dit herinner ons aan die bitter swaar kry die slavernij van ons voorvaders in Egypte. Maar nou weet ons dat die Heilige God ons voorvaders se slavernij in vryheid verander. Daarom is elke Israeliet se plig om hom te loof en te prys. Ons het nou die oorsprong te bly Pasga nagekom. Laat ons nou Wag, Petrus. Sit asseblief. Vriende, ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasfees saam met julle te vier, voordat ek ly. Rabbi, nou verstaan ons glad nie. Ons het ook elke jaar hierdie Paasfees saam vier. Julle sal, Petrus, maar ek sal dit nie weer vier voordat ek in die koninkryk van God se volle betekenis kry. Rabbi, nou verstaan ons glad nie wat jy bedoel. Geseënd is die Here, ons God. Koning van 'n groot heelal, wat brood uit die aarde laat voortkom. Die brood wat ek breek, is my liggaam. Ek gee dit vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Dit verseker ek julle, een van julle gaan my verraai. Jy kan het toch wees, Rabbi? Wat jy moet doen, moet jy baie gou doen. Moeders, waar is Agnes? Sit Petrus. Sit Petrus. Hierdie wyn is my bloed. Dis my lewe wat ek vir julle gee. Drink dit. Ek kan van nou af nie meer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het. Vriende,
Ek is nog net 'n klein rukkie saam met julle. Waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Maar ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar liefhê soos ek julle liefhet. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Ek laat julle nie as weeskinders na nie. Ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n nuwe voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Jakobus, dit is die Gees van die waarheid. Here, waarheen gaan U? Ek kan my nie nou volg nie. Eers later. Maar Here, hoe kan ek U help ek volg? Hy sal my verlaat. Petrus, dit verseker ek jou. Voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon deur te sê dat jy my ken. Rabbi, al moet ek saam met U sterwe, beloof ek sal my nie verloon nie. Sal jy jou lewe vir my aflê? Kom manne, laat ons na die olyfberg toe gaan. Die owerste van die wêreld, die Satan, is aan die kop. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek my Vader liefhet en daarom doen wat hy beveel het. Hulle het toe vir Jesus van Nasaret in die tuin gevang, hè? Ek hoor so. Een van sy eie disippels het hom geraai. Die tempelwagte was ook daar, maar hulle het niks gedoen, want hulle is bang vir opstand onder die Jode. Nou, hoe kan hulle dit reg kry? Die tempelwagte waar by was, maar hulle aan niks gedoen nie. Sy disippels wat hom geraai het, het hom op die bank gesoek. Toe gryp hulle hom en bring hom vas. Dis 'n rower en 'n misdadiger. Dit is nie nodig nie. Hoekom is hulle ons doorgevang, hè? Hulle is nie aangeleg in die tempel. Het daar geleer en baie mense gesond gemaak. Hulle het hom daar gevang, sonder om die hele Joodse raad, die tempelwagte en boonop nog om slawe met stokke. Sy disippels het glo almal weggehaal. Goeie dag. Here, julle het uiteindelik vir Jesus van Nasaret voorgebring. Julle wil hom dood hê. Maar tot op hierdie oomblik het ek nog nie een klagte teen hom nie. Dit verseker ek julle.
Pontius Pilatus sal nie 'n vinger teen hom verroer nie. Dit raak nou laat in die nag. Julle sal moet praat en getuig. Wagter, bring die getuies. Dank meneer. Meneer, ek verteenwoordig 'n eerlike geldwisselaar. Ek was in die tempel toe hierdie man gesê het, hy sal die tempel opbou, afbreek en 3 dae sal dit opbou. Ek was ook saam met die skrifgeleerde lede van die raad. Toe die man dit gesê het. Nee. Dis 'n leuen, meneer. Daai man was woedend. Ek was nie meer in die tempel nie. Weet jy waarvan ek praat nie? Dis 'n leuen. Wagter, wat werk die getuies? Dit help my nou regtig nie veel nie. En jy, Jesus van Nasaret, wat sê jy van hierdie klagte teen jou? Is jy die Messias waarop die Jode wag? Of is jy nie? Ek is. En julle sal die seun van die mens sien, waar hy sit in die regterhand van hom wat magtig is, wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Het julle gehoor wat hy sê? Het julle gehoor? Het julle gehoor wat hy sê? Hy sê hy is die Messias! Ja, hy sê hy is die Messias! Dit is genoeg om die doodstraf te verdien. Skitterend! Ons het 'n klagte teen hom en hy bring net self. Ons het egter een probleem. Ons mag hom nie self veroordeel nie. Ons sal hom aan Pontius Pilatus uitlewer, sodat hy hom kan teregstel. Hy verdien die dood. Wag nou. Ja. Hy het ons opgeveel. Kom ons doen so 'n bietjie. Kantige profeet. Toe, profeteer 'n bietjie. Wie het jou geklap? Hy kan nie. Ons moet hom vat na Pilatus toe. Wagter, wat doen man my? Kantige profeet.
Ek was my hande in onskuld. Die voor julle. Want in hierdie man. In hierdie man. Want ek geen skuld. Die koning moet ons hand aan en kraan sê. Wat van die stad? Hier is die koning brood. Kijk, jy moet sy dwarsbank doen, wat dwarsbank ook kry.
eers hy 'n dwarsbak tot die grond. Miskien sal sy die disippels vra om vir hom te doen. Wat het met die ander disippels geword? Seker gaan wegkruip, gaan huil. Vader, vergeef hulle. Maar hulle weet nie wat hulle doen nie. Die man dink mos, hy kan die tempel binne 3 dae bou. Ander het aangereed. Toe, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Sal God sy seun Jesus aan die kruis laat sterf? Dink jy dis Ja, jy hoor wat hulle sê, as jy die Christus is, kan dit nie jouself nie, vir ons ook. Bly stil. As jy nou nie bang vir God nie, ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade. Hierdie man is beskuldig. Jesus, dink aan my as jy in paradys kom. Dit verseker ek jou, vandag sal ek saam met my in die paradys wees. Ek het dors asseblief. Bly weg! Sal ek die suurwyn kry? Nee, julle. Die helft van die pyn. Ek sê bly weg! Jesus. Julle kan dit nie kry. Maria, moeder, daar is die seun. Johannes, daar is sy moeder. Wag. Moenie dit steur nie. Kan julle nie sien, dit is 'n ernstig gebeur nie. Dit is baie kosbaar. Kom ons bloot daarvoor. My God, waarom het U my verlaat? Dit is volker. Here we go again, my mind racing, and I can't see the wind. All these crazy thoughts and feelings, it's like it never ends until your voice breaks through my noise. And I know I'm not alone. I'm not alone. You will fight my battles if I would just be still. Why would I keep running when you're right here? I'll just be quiet. Let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I don't need to know what comes next. Tomorrow's in your hands. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice, call me forward.
only words that matter, they come from you. So I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet, I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet, quiet. God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Nikodemus, ons kan ons meester in my graf neerlê. Dit is nog nooit gebruik nie. Ik heb mooie blij dat ons toestemming gekregen van Pilatus om van het kruis af te halen en te gaan graven. Anders is zo helemaal om die assenhokken verbranden buiten die stad. Het is daarom verschrikkelijk. Ja, ek volg hom ook al lang, maande lank al in die geheim. Ek is baie lief vir Jesus. Kom, laat ons naar de graf.
Lazarus. Ja, net so. Dat moet ek maar my eie oë sien. Petrus, Johannes, dit is Jesus wat aan ons verskyn het. Ek het eers gedog, dis 'n tuinier. Dit is toe nie 'n tuinier. Dit was Jesus gewees wat aan ons verskyn het. Hy het ons na Here toe gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy gaan opvaar na sy Vader toe. En dat sy Vader wat ons Vader is. En dan sy God wat ons God is. Onthou julle, hy het gesê die seun van die mens gaan oorgegee word in die hande van bose mense. Kyk se woord op die 30 opgestaan. En dit is in Galilea was. Ek is stom geslaan. Die klip is te swaar om my gerol te word. Ek kan vir die Romeine sê. Julle is 'n treurige spul mense. Mens kan julle nie eens met 'n lijk vertrou nie. Hoe is dit moontlik om 'n dooie lijk te laat verdoen? Wat kan ek vir die owerheid sê? Meneer, ek het daar die hele nag in die graf gemaak. Maar dan net so klein rukkie goed weg. En toe terugkom, dan weg. Weggerol. Sommige net weggerol en dan loop die ongerismaker uit. Onloop. Dis onmoontlik. Wie kan daar nie sware steen sommer net so wegrol terwyl jy vir 'n oomblik nie wegkryg? Wat die geld in? En dan kan sê julle vir almal dat julle aan die staat geraak het en dat sy volgelinge sy rykdom steel. Morgens, dat die lampe netjies opgerol was in die graf. Ja, as ons nog immers 'n ander plek sou gaan grawe het, sou hulle nog nie die lampe afgerol het. Of sou hulle miskien net die top opgeslaan? Ja, met al hierdie wonderwerke en nou die weer graaf, weet ek nog nie meer.
Toe, groei. Vriende, Petrus, dit is 'n tipe saam. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Ja, Heer. U weet dat ek U liefhet. Laat my lammers by. Simon, seun van Johannes, jy my waarlik lief. Ag, Here, U weet dat ek U liefhet. Laat my skape by. Petrus, het jy my? Ag, Here, U weet tog alles. U weet dat ek U liefhet. Laat my skape by. Rise and follow me. I'll make you worthy. Rise and follow me. I'll make you fishers of men. Rise and follow me. I'll make you worthy. Rise and follow me. I'll make you fishers of men. Peter, John, and James could never be the same after they heard him say, I'll make you fishers of men. In hierdie tyd het die evangelie van Jesus Christus versprei oor die hele Israel, Sirië, Turkye, Joegoslawië, Bulgarië, Albanië, Griekenland, Italië en die eilande Sicilië, Kreta, Malta en Cyprus.